Ja, my liewe broer en suster, vriende, ek wil vir jou nooi om vanmôre by 3 kort gedeeltes die woord van die Here saam met my oop te maak. Ons gaan lees in Markus hoofstuk 1, in Romeine hoofstuk 16 en dan 'n kort gedeelte, 2 versies in Matteus hoofstuk 24. Ons is steeds besig met die regsny van die woord van die Here. En ons begin dan nou die nuwe gedeelte met u om met u te praat oor die progressiewe evangelie aanbieding, soos wat ons dit dan deur die dispensasies in die skrif sal vind. Ek nooi vir jou lees dan saam met my Markus hoofstuk 1. Markus sien die Here Jesus as 'n dienskneg. Markus 10 vers 45 sê dat hy nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys. Vers 1, die begin van die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God, soos geskrywe is in die profete. En nou haal Markus die profeet aan, kyk, ek stuur my boodskapper voor u aangesig, wat u pad voor u sal regmaak. Die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. Johannes, dis nou Johannes die Doper, het gekom en was besig om in die woestyn te doop en die doop van bekering tot vergifnis van sondes te verkondig. En die hele Joodse land en die inwoners van Jerusalem het uitgegaan na hom toe. En almal is deur hom gedoop in die Jordaanrivier met belydenis van hulle sondes. Dan Markus 1 vers 14. En nadat Johannes oorgelewer was, het Jesus in Galilea gekom en die evangelie van die koninkryk van God verkondig en gesê: die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom, bekeer julle en glo die evangelie. Dan wil ons blaai in die Nuwe Testament in Romeine hoofstuk 16 vanaf vers 20, om dan nou te sien wat die evangelie aan die einde met die aanbieding van die apostel Paulus grotendeels ingehou het. En die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Die genade van ons Here Jesus Christus met sy julle. Amen. Vers 25. Aan hom wat dan magtig is om julle te versterk volgens my evangelie en die prediking van Jesus Christus, ooreenkomstig die openbaring van die verborgenheid wat eeuwenlang verswyg is, maar nou geopenbaar is en deur die profetiese skrifte bekend gemaak is onder al die heidene, volgens die bevel van die ewige God tot gehoorsaamheid van die geloof. En dan 'n laaste 2 versies in Matteus hoofstuk 24, wat ons dan nou sal sien dat Markus praat oor die aanbieding van die evangelie in die tyd van die Here Jesus. Paulus praat van die aanbieding van die evangelie gedurende die genadedispensasie. En nou kom Jesus en hy bied aan die disippels wat vir hom vra, hoe gaan dit aan die einde lyk? Voordat hy kom, bied hy vir die disippels 'n blik oor hoe die aanbieding van die evangelie eendag sal lyk vlak voor die koms van Jesus. Die disippels vra ons nou vir die Here Jesus in Matteus 24, sê vir ons, hoe gaan dit lyk aan die einde van die dae? En hy begin in die eerste 12 vers en hy verduidelik van die oorloë, die pestsiektes en die aardbewings, en dat die Jode gehaat gaan word, en dat mense mekaar gaan verlei, en dat daar valse profete was, en hy sê, julle moet nie
dat julle mislei word as julle al hierdie dinge sien gebeur nie. Dan kom hy in vers 13 en sê hy iets baie duideliks. Hy sê, maar wie volhard, nou in die verdrukkingstyd, tot die einde toe, sal gered word en hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, hoor nou, en dan sal die einde kom. En hy verwys na dit wat Johannes in Openbaring hoofstuk 7 van praat, van 144.000 Jode, wat deur God uitgekies gaan word, om die volk Israel terug te lei om Jesus as hulle Messias te aanvaar. Maar ons wil nou begin om met jou te praat oor hoe die evangelie van die begin af progressief aangepas is, sodat elke deel van die dispensasie waarin die evangelie deel was, die mense die voorwaarde van God se goeie nuus kon hoor. En nou dan praat ons dan oor die evangeliese progressiewe aanbieding gedurende die verskillende dispensasies, en ons wil dan by deel 1 van hierdie klompie boodskappe by stil staan. Ons onthou dat ons het verlede week na die 7 dispensasies gekyk en vinnig net vir u die indelings gegee, en elkeen van die dispensasies eindig op 'n ramp. Sondeval, sonvloed, toring van Babel, die uittog uit Egipte, die verwerping van Jesus as Messias by die kruisiging, die wegvoering van God se kinders in die genade dispensasie, en die laaste dispensasies eindig dan op wanneer God alles wat goddeloos is gaan oordeel, hy hierdie aarde gaan verbrand en hy 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gaan skep. So ons wil stil staan vanmôre by die heel eerste dispensasie, die dispensasie van onskuld, waarby ons dan nou verlede week vinnig vir jou net die agtergrond gegee. Nou die dispensasie van onskuld lees ons in Genesis hoofstuk 1 tot en met hoofstuk 3. Dit handel oor die skepping van die mens en hoe die mens gelewe het totdat hy sonde gedoen het en God Adam en Eva uit die tuin uitgewerp het. Die duur van hierdie tydperk is onbekend, maar dit blyk tog dat dit kortstondig kon gewees het, maar die Bybel is nie duidelik van hoe lank hierdie dispensasie was nie. Baie min inligting word in die skrif vir ons geleer oor dit wat alles daar plaasgevind het, maar daar is iets belangriks waarby ek dan graag vanmôre by wil stil staan. Adam en Eva het dan, nadat hulle geskep is, die skepping geniet. In die tuin van Eden 'n groentetuin aangelê en dit bewerk, maar voor die sondeval was die bewerking en die bestuur en die beheer van die aarde sonder enige moeite. Dit was 'n tydperk waar die mens die skepping geniet het en waar God die mens in verhouding mee saamgeleef het. Die lewensgehalte van die eerste 2 mense was goed, want ons lees in die Bybel dat hulle elke aand met God persoonlik in gemeenskap gewandel het. En ek het gewonder in die week wat verby was, hoe dit sal wees om elke oomblik hierdie tipe van afspraak met God te mag hê. Maar toe dink ek, ons dink baie keer, en ek dink dis die plan van die bose, om ons te laat dink dat hierdie baie uniek was. Dit was uniek. Maar besef jy vanmôre dat as jy God se kind is, en jy werklik kontak met die Here maak in jou tyd wat jy afstaan,
dit presies dieselfde kan wees as toe Adam en Eva met God in die tuin gewandel het. Want dis dieselfde God. Dis dieselfde begeertes. Dis dieselfde passie wat daar in God se hart was en wat daar in die mens se hart was om tyd te maak met God gedurende die dag. En dis seker een van die grootste dinge wat die duiwel en wat tyd van ons steel. En dit is om tyd in intimiteit met God in gemeenskap te wees. Kom ons kyk bietjie na die aanbieding van die evangelie en ons spring weg by hierdie eerste dispensasie. Die evangelie, as ons na die woord evangelie kyk, word deurgangs in die skrif aangebied as die goeie nuus wat God in Christus Jesus die mens bied. Julle sal onthou dat toe Jesus gebore is, het die engele by die herders verskyn. En wat was hulle woorde? Hulle was verskrik. En die engel sê vir die herders, moenie vrees nie, want ek bring vir julle goeie nuus. Ek kom bring vir julle die belofte dat daar in Christus Jesus uitkoms, verlossing en oorwinning kan wees. Voor die sondeval het dit nie so seer gegaan oor evangelie as sulks goeie nuus nie. Want Adam en Eva het in die regte verhouding met God geleef. Dit het meer gegaan voor die sondeval as om te bly binne daardie regte verhouding en die regte status voor God te kan hê. Julle sal onthou, en dan sal ons nou sien as ons verder gaan, dat die oomblik toe die mens sonde doen, daardie gemaklikheid, daardie openlikheid tussen mens en God onmiddellik gebreek is. En die mens, as gevolg van sonde, sy status voor God verloor het. Nou wat bedoel ek by status? Dis jou posisie en jou vrymoedigheid om in die teenwoordigheid van God te kan wees. Met ander woorde, voor die sondeval het dit gegaan oor die regte verhouding en jou vrymoedigheid met God. Met die skepping van die eerste twee mense word beide, en ek wil hê jy moet bietjie in die week wat kom so bietjie gaan oplees oor hierdie, ek kan nie te veel hieroor sê, dit gaan te veel tyd vat. Oor die gedagte van dat die mens na die beeld en na die gelykenis van God geskape is. Dit beteken, as ons 'n groot definisie daaraan gee, om volmaak en binne die regte verhouding met God te leef. Die Engelse woord verduidelik vir my dit so 'n bietjie beter, en ek wil graag die twee Engelse woorde aan jou voorhou. Die woorde wat gebruik word vir beeld en gelykenis is die woord image and likeness. Wanneer ons dit koppel aan goddelike attribute of eienskappe, beteken likeliness of likeness om soos God te wees, godliness of God-likeness. So toe Adam en Eva geskep is, het God die image, dit wat God, as jy in die spieël kyk, van God sien, dit gereflekteer en hoe God die mens gesien het. So met ander woorde, die mens word geskep
in die beeld of na die beeld van God, sodat wanneer die mens na God kyk en God na die mens kyk, beide tevrede is. En dan die woordjie likeness, gelykenis, sê dit om soos God te kan wees, God likeness or in Engels godliness. In ander woorde, die natuur van God en sy houding teenoor wat verkeerd is. So toe Adam en Eva gebore is hulle gebore om soos God, alhoewel hulle nie die gevolge van sonde geken het nie, die vermoë gehad om soos God met sonde te werk, om daarvan weg te bly. So met ander woorde, God skep die mens nie net dat hy nie sonde gedoen het nie, maar dat hy alles gehad het om soos God hom te verwyder en afstand te doen van wat nie God is nie, wat nie God-like is nie. En dis belangrik, want die man besit hiermee, of dan die mens besit hiermee die vermoë om self te kan kies. Geen ander wese wat God geskaap het hierdie vermoë nie. Hy kan kies wat hy wil en nie wil doen nie. En hy het die vermoë om dit uit vrye wil te beoefen en met verantwoordelikheid vir sy keuse op te tree. En dit het Adam en Eva gehad, maar nie besef wat die impak is as jy jou ore uitgee vir dit wat ungodly is, of nie soos God redeneer nie. Hy kon dus kies in watter verhouding hy wil wees en wat die belangrikste is van die verhouding en vrylik met 'n volle bewustheid hom daaraan verbind of om dit te verbreek. En dis belangrik dat u en ek dit sal verstaan as ons verder gaan om te sien waarom die mens nooit, toe hy in sonde gedompel is, nooit onskuldig kan wees oor sy sondigheid. En hy nooit in God se teenwoordigheid kan terugkom, sonder dat God intree en optree en bewerk. Dit is belangrik om te verstaan dat om sondeloos en volmaak te wees, nie beteken het dat jy nie kan foute maak nie, want dan sou God robotte geskep het. Maar dat wat God binne in die mens geplaas het, genoeg en volkome was om hierdie beeld van God in jou lewe te dupliseer, om soos hy te wees. En dis waarom Paulus, ek dink dit staan, ek is my nou ontgaan vir 'n oomblik, ek dink is 2 Korintiërs 3 vers 18, waar God vir die volk, of Paulus vir die gemeente sê, terwyl ons die heerlikheid van die Here aanskou, en myself in hom sien gesterf het, begrawe is, opgestaan het, en hy vir my 'n nuwe lewe gegee, terwyl ek hierdie heerlikheid van sy volmaaktheid aanskou, word ek verander. Jy moet gaan kyk wat daar staan.
Hy kyk letterlik in die spieël en hy sien hoe God is, en as jy op dit fokus, dan is dit die werk van die Heilige Gees om jou, dis hoekom jy genoegsaam en volkome soos God was, om dit te dupliseer, dat jy soos God kan wees. Sonde het hierdie volmaaktheid vernietig. En nou sal jy sien, as ek nou my oop hand en my vuis vir jou wys, dis glad nie dieselfde nie, maar dis twee hande. Maar wanneer jy jou lewe vir die Here gee, dan is dit die werk van die Heilige Gees om dit terug te sit wat genoegsaam was en volmaak was, soos God jou in die begin geskaap het, om hierdie leefwyse na te boots en te volg. Dis wat die mens gehad het, en dis hoe God hom geskep het. Die beeld en die gelykenis waarin God die mens geskaap het, het verder beteken dat God die mens geskep het om oor die aarde te heers en dit te bestuur soos 'n koning. Ek wil jy moet mooi hoor. Nie net was die mens volmaak nie, maar hy skep die mens, toe hy hom skep na die beeld en gelykenis, dat hy die mag het om oor die aarde te heers, dit te bestuur, soos wat 'n koning dit sou doen. Met ander woorde, God gee vir Adam en Eva totale beheer oor sy skepping, om dit te bewaar, asof God self die bestuurder en die heerser is. Sal 'n bietjie later meer hieroor sê. Kom ons kyk na die eenvoud van hierdie evangelie in die eerste dispensasie. Die opdrag in hierdie dispensasie van onskuld was eenvoudig. Daar het gestaan, jy moet oor hierdie skepping heers, en jy mag van al die bome eet, maar van die een boom mag jy nie eet nie, anders sal jy sterwe. En daai sterwe, het Adam en Eva nie besef nie, het fisiese sterwe en geestelike sterwe ingesluit. En nou gaan jy sien as ons nou verder gaan, hoe misbruik die duiwel dit om vir Eva te sê dat dis nie so ernstig soos wat jy dink dit is. Met ander woorde, die opdrag was eenvoudig. Jy's koning van die aarde en al die bome is joune om van te eet. Een boom is myne. Dis die opdrag. Die mens het geen bewustheid of gewete op daardie stadium gehad nie. Hy het nie 'n bewustheid of 'n gewete gehad van sonde nie. Dis het hy nie die gevolge van sonde verstaan nie, alhoewel hy sondeloos was. Hy het die verantwoordelikheid gehad om die goddelike opdrag te gehoorsaam. Van al die bome is een myne. En dit was die evangelie. Belangrik, as ons in Genesis hoofstuk 2 lees, is dat die opdrag nie aan Eva gegee was, maar aan Adam gegee was om as hoof te kommunikeer, leiding te gee en oor daardie opdrag te heers nie. Hoor mooi. Adam was die koning. En hy moes hierdie opdrag, as jy nou lees, jy sien Eva is hier daarna geskaap.
Hy moes hierdie opdrag kommunikeer. Hy moes leiding gee oor hierdie opdrag en hy moes oor hierdie opdrag heers. Satan kom en hy konfronteer Eva. Nou as jy dit lees, dan kan jy 'n paar afleidings maak. Dat of Adam nie daar was toe die Satan met Eva gepraat het nie, dat hy later bygekom het, of, want hy sê sy geen haar man wat by haar was, dat hy daar was, en nie oor sy opdrag gewaak het nie. So Satan konfronteer Eva en bied aan haar sonde as iets begeerliks en iets wat Eva kort om haar waarlik volmaak te maak. Hy sê vir haar, julle sal gewis nie sterf, maar God weet dat as julle van hierdie boom eet, julle soos hy sal wees om goed en kwaad te onderskei. Die enigste reg of waarheid was dat Adam en Eva na die sondeval eers die verkeerde kant van ongehoorsaamheid beleef het. Maar dat hulle volmaak was en dat hulle niks gekort het wat daai boom se vrug vir haar of vir hom kon bied. Satan verdraai dan die opdrag om dit te laat blyk dat die mens iets kort om hom werklik volmaak te maak, en hy plaas die fokus van die probleem nou op God. Hy is die een wat jou wil weerhou van beter. En dis hoe dit met elke versoeking werk, my liewe toer, dit is hoe ek en jy elke dag staan en val. Dat wanneer ek 'n besluit neem, ek daardie besluit neem, al neem ek dit in 'n split sekonde, dat ek die besluit neem met die gedagte, dat ek kies, dat God dan iets van my weghou, en dit my reg is om te hê wat ek kan mos kies. As om net die opdrag te gehoorsaam. Ons lees dat sy sien, en jy moet mooi kyk wat daar staan. Sy sien, sy begeer, sy neem, sy eet en sy gee. Sy sien die vrug, sy begeer die vrug, sy vat die vrug, sy eet die vrug en sy gee die vrug aan haar man. Nergens lees ek hier dat Eva onverhoeds betrap is. Kom ons kyk bietjie net tussen die opdrag en die interpretasie. Dis baie belangrik. Dit is belangrik om hierdie opdrag en interpretasie van die opdrag te onderskei. Ek lees saam met jou. Genesis 2 vers 15 was die opdrag. Toe het die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. En die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, hoor nou mooi, van al die bome van die tuin mag jy vry eet. Maar van die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterf. Dis die opdrag. Die interpretasie. Genesis 3. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En ons het nou al 'n paar weke terug gepraat van die lug waar Satan uitgewerp is, en hy nou die
prins van die duisternis is. En hierdie engel die vermoë het om 'n liggaam te beset en dan hierdie liggaam te laat funksioneer om deur te praat en deur dinge te doen. En Satan neem die vorm van 'n slang aan. En hy's listiger as al die diere van die veld. En hy sê vir die vrou, hoor nou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie. Wat het God gesê? Al die bome mag jy eet. Een boom mag jy nie eet. Hoor hoe konfronteer hy die vrou? Is dit so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? Nou by die stadium is Eva nog skerp. Sy antwoord die slang, van die bome van die vrugte in die tuin mag ons eet. Maar van die vrug van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, jy mag daarvan nie eet en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterf. Die oomblik toe Eva byvoeg by die opdrag en iets interpreteer wat God nie gesê het nie, maak sy die deur oop dat die duiwel haar kon konfronteer met die leuen. Hy vra eers die vraag, sy antwoord hom en sy voeg by die opdrag met haar interpretasie van die opdrag. Mag nie van die boom in die middel van die tuin, weet nie of in die middel van die tuin was of nie in die middel van die tuin was nie, dis nou nie ter sake nie. Maar sy plaas die fokus op die boom. God het nie gesê, die boom is die probleem. God het nie gesê, die boom is myne. Ons mag dit nie eet nie, en ons mag dit nie eens aanraak nie. Anders sal ons sterf. En hierdie duiwel nou die beste geleerdheid. Toe sê die duiwel vir die vrou, jy sal gewis nie sterf nie. En ek wil myself dalk nou vooruit hardloop, toe Adam en Eva gesondig het jy agtergekom dat Eva se eerste reaksie was, God het tog gelieg want ek is nie dood nie. Want die duiwel sê vir haar, julle sal gewis nie sterf nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan sodat julle soos God kan wees deur goed en kwaad te ken. Dis die waarheid. God het nie nodig gehad vir hulle om die goed en die waarheid te ken nie. Hy het vir hulle gesê, die boom is myne. Dis al. Ek en jy het nie nodig om te kan weet wat is goed en wat is sleg nie. Ons het nodig om die pad met die Here te loop en hy sal vir jou wys wat reg is. Sien, hier is die probleem. Ons begin eers redeneer oor wat ons dink God sê en oor wat ons dink nie so verkeerd is soos wat God dit sien. Vers 6. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy 'n lus was vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar en hy het geëet. Vers 7. Toe gaan albei se oë oop en hulle sien nie nou meer so seer wat is reg en verkeerd nie, maar toe hulle oë oopgaan, word hulle gewaar dat hulle naak is. En hulle het vye blare aan mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak. Wat is die eerste gevolge van sonde wat u hier sien? Onmiddellik sien jy jou toestand. Wat maak jy?
Jy vlug nie na God toe nie. Jy probeer jou eie naaktheid met mensgemaakte vye blare toemaak. En dis presies wat die duiwel wil hê. Adam en Eva moes net nie teruggaan na God en sê ons is jammer nie. Hulle moes iets vir hulle self gedoen. Om in die plek van wat God gebied het, iets anders te vat wat vir hulle aanvaarbaar is. Hulle maak van hulle skort. Ek lees in 1 Johannes 2 die volgende. En kyk nou na wat ons gesien het van hoe Eva verlei is en wat Johannes sê. 1 Johannes 2 vers 16. Want alles wat in die wêreld is, hoor nou, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë, die grootsheid van die lewe is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. Sy het gesien, sy het begeer, sy het geneem en sy het geëet. Nou sê Johannes, die begeerlikheid van die vlees, ek wil hierdie vrug hê, want dit gaan vir my iets beters maak. So ander God het nie 'n goed genoeg werk gedoen nie. Ek moet van hierdie hê om beter uit te kom. Die begeerlikheid van die oë word die tweede ding wat ek sien. Dat is nie net begeerlik nie, maar dis iets wat ek vir myself wil hê en wat ek nie sonder kan klaarkom nie. En die grootsheid van die lewe is, ek het nie nodig om God se opdrag te volg nie. Ek kan maak wat ek wil. Hy sê dis nie uit die Vader nie, dis uit die wêreld. Hulle oë gaan oop en hulle sien dat hulle naak is en hulle doen wat sonde se uitvloeisel is, probeer om vir hulle self te sorg. Ek maak klaar. Die gevolge van die mens se handeling. Die oomblik toe Adam en Eva eet, en dis die opdrag van God breek, verloor hy, Adam, sy mag om oor die aarde te heers. Waar gaan dit heen? Waar gaan daai mag heen? Gaan nie net weg nie. Dit word vir Satan gegee. Onthou jy toe die duiwel in die hemel was in Esegiel en in Jesaja wat ons op 'n stadium gelees het? Wat was sy doel om te word? Ek wil my gelykstel aan God. Ek wil ook soos hy aanbid word. Ek wil ook soos hy heers. Ek wil ook soos hy beheer het. En hy word uit die hemel geskop as gevolg van sy sonde. En toe hy Adam en Eva verlei en Adam van die boom eet, toe kry die duiwel eintlik 'n beter plek as wat hy gehad het as 'n hemelwese. Van Psalm 8 sê dat God het die mens geskaap as die kroon van sy skepping en die engele as dienende geeste van die mens. So met ander woorde, Adam gee sy mag, sy koningskap, sy beheer van hierdie aarde aan wie? Aan die duiwel. En van daardie oomblik af onderwerp hy homself en die ganse mensdom daarna in die mag of aan die mag en die beheer van Satan, aangesien die mag aan hom gegee is. Want hy het daai mag van God ontvang. Gee Adam daardie mag aan Satan om oor die mens te heers. Verstaan jy nou dat in wie se hande jy nou leef? As jy nie 'n kind van die Here is. En selfs al is jy 'n kind van die Here, onder wie se seggenskap leef ons? Ons is wel, soos Paulus sê, bywoners op hierdie aarde, maar terwyl ons op hierdie aarde is, leef ons onder die heerskappy van 'n ander koning, wat in opstand is met jou.
wat 'n vyand is van die koning wat jy dien. En alles is hy vermoë gaan doen om hierdie koning se koningskap seer te maak deur by jou uit te kom. Hy verloor en hy onderwerp hom aan Satan. Met hierdie handeling betree sonde en die mag van sonde hierdie wêreld vir ewig. En daarom sal jy agterkom dat 'n kind wat gebore word, nie geleer word om te skreeu as hy sy sin kry. Want hy word gebore onder die mag van wie? Dis hoekom Jesus in Johannes 8 vers 44 vir die Fariseërs sê, julle het die duiwel as vader en die begeerlikheid van julle vader, die doen julle. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en hy staan nie in die waarheid nie. En wat hy sê is sy eie koninkryk. En hy wil die koninkryk wat God op hierdie aarde wou geskep het, doen hy alles in sy vermoë om dit te vernietig. En sonde kry beheer van die mens. En daarom moes daar 'n verlosser as 'n sondelose wese kom sterf. Om die heerskappy terug te koop. En die doel is om die mens weer bruikbaar vir God te maak. Paulus sê, julle is dood in julle sonde en julle misdade, en as jy lewend gemaak word deur Christus, dan is julle bruikbaar en diensbaar vir God. Daarom moes daar 'n verlosser wees, en daarom kan ek en jy nooit genoeg doen om regverdig voor God te wees. Waarom Jesaja 64 sê dat my beste werke is voor God soos 'n vuil besoedelde kleed. Die evangelie het gevolge. Die inhoud van die evangelie was gehoorsaam God sonder om te redeneer oor die inhoud. Neem God op sy woord en ag die verhouding kosbaar. Dit was die opdrag. Die oomblik toe Adam en Eva 'n ander God, hulle aan 'n ander God verbind en oor die inhoud van die evangelie redeneer, toe het hulle gevolge. Hulle vlug van God af weg. En hulle kruip weg in die ruimtes. Sien jy wat maak sonde aan jou? Hy laat jou deel en jou verlustig en gemaklik voel waar? In die ruimtes, in die semi-donkerte. Want die lig van God se teenwoordigheid. Toe God neerdaal, alhoewel hy geweet het, die mense het sonde gedoen, toe kom daal hy weer neer en die doel was om hierdie krisis uit te sorteer. Toe hulle onmiddellik, toe hulle kennis van sonde het, en die lig van God in hulle teenwoordigheid inkom, toe dryf die lig hulle weg van God af. Ag, die lig jaag hulle weg en hulle soek die duisternis op. God konfronteer die mens. Hy vra vir die mens, waar is jy? God het nie geweet waar die mens is nie. Maar hy wou gehad dat die mens moes besef wat hy gedoen het. En die mens se tweede reaksie, die tweede gevolg van sondes, behalwe dat hy vir hom van vyeblare skort te maak, is daar 'n tweede reaksie as gevolg van sonde, en dit is dat hy nie verantwoordelik vat vir sy sonde nie, maar sonde op iemand anders te blameer. Adam sê, dis die vrou wat jy my gegee het. Die vrou sê, dis die duiwel, dis die slang. En nie een van hulle vat verantwoordelikheid. Die uitspraak oor sonde is, iets moes sterf in die plek van die sondige mens, om dit uit te delg. Die gevolge of dan die uitbreiding van sonde, word dan, en ons gaan nou nie daarby stilstaan nie, word aan die vrou gegee, sy sal haar man waar begeerte hê, hy sal haar baas wees, sy sal met moeite swangerskap hê, die man sal in die vrug van die sweet van sy aangesig sal hy sy brood verdien,
Die duiwel, die slang sal op sy maag seil vir ewig, en die aarde sal nou nie meer met moeiteloos bewerk word nie. Daar sal dorings en distels wees, en die mens sal nou werk vir sy kos. Maar God los dit nie daar nie. En dis die mooi van hierdie hele verhaal. In Genesis 3 vers 15 maak hy hierdie belofte. 'n Uitspraak van oorwinning. Uit hierdie saak van hierdie vrou gaan iemand gebore wat die kop van die Satan gaan vermors. En dis waarom ek en jy na die slang moet kyk. Ag, na die verlosser moet kyk. Want in Numeri 14, toe hulle gebyt word, toe hulle die mense sterf, toe sê die Here vir Moses, sit 'n slang op 'n paal en hef hom op. En almal wat na die slang kyk sal leef. Omdat die oorwinning behaal is en God die kop van die slang vermorsel het. En daarom wanneer jy na God kyk, is jou uitroep en jou finale plek waar jy moet wees om vergifnis te kry, is om op te kyk en hierdie verlosser aan te neem. 'n Mens kom om in die plek waar daar gesondig is, te lewe en te sterf. En daardie mens word die verlosser Jesus Christus. Adam en Eva word uit die tuin verwyder. En daar word 'n engel geplaas wat die boom van die lewe bewaak het. Ek wil 'n laaste vraag vir jou vra. Wat sou beteken het? Of dit beteken het indien Adam in hierdie sondige toestand van die boom van die lewe sou geëet het? In die Ou Testament moes die mens, as hy regverdig is, moes hy volhard om in die regte verhouding met God te bly. En die oomblik wanneer Adam dan nou van hierdie boom sou geëet het, hy homself vir ewig sou laat lewe het en nooit regverdig sou kon word. En daarom vat God Adam en Eva uit die tuin uit. En God bewaak die boom van die lewe. Want Openbaring 21 en 22 lees ons van die boom van die lewe wat in die Nuwe Jerusalem is. En hy sê sy blare is vir genesing vir die nasies. So sou Adam dan van hierdie boom geëet het, daar nooit vir die mens verlossing kon wees. Daarom moes God hulle uit die tuin uitvat, sodat daar vir hulle 'n verlosser gebore kan word. Ons gaan hier staak en ek hoop dat die Here hierdie woord, hierdie gedagtes aan jou hart seën, en dat jy sal verstaan dat die evangelie progressief en met duidelike doele en plan van God progressief vermeerder het en aangepas het, om uiteindelik by elke dispensasie die mens die volheid van God te laat beleef. Kom ons buig ons harte en dan gaan ons saam bid. Here, baie dankie vir u woord. Hoekom dankie sê Here dat u opdrag nog steeds dieselfde bly. Dat ek sonder om te twyfel en sonder om te redeneer op sal kyk na hom wie se wonde my genees het. Op sal kyk na hom wat in my plek gesterf het. Ek myself saam met hom sien sterf, saam met hom sien begrawe, saam met hom opgestaan het, en so ek in 'n nuwe lewe kan wandel. Baie, baie dankie Here vir die eenvoud van die evangelie. Dankie dat u dit vir ons elkeen aanbied, en dat elkeen van ons vanmôre 'n keuse vir u en 'n keuse teen u kan maak. Want u het vir ons die verantwoordelikheid gegee om iets te doen met die opdrag. Die opdrag is, neem my aan, dat ek jou my kind kan maak. Dankie vir dit wat u doen. Ons eer u en ons aanbid u in Jesus se naam. Amen.